Goeiemôre liewe luisteraar en 'n baie welkom vanmôre by Wandel saam met God en my naam is Etienne Dievenage en dit is ook voorwaar vir my 'n wonderlike voorreg om ook so die woord van die Here vanmôre met u elkeen te kan deel en ons is dankbaar teenoor die Here vir hierdie baie besonderse geleentheid dat ons ook so rondom sy woord kan vergader en dat ons ook so meer van hom kan leer en dat ons ook die geleentheid het om sy woord elke dag te kan bepeins en sy woord ook so te kan uitlewe. En ag vriende, die gebed van my hart is soos elke keer dat ons werklik nader aan die Here sal groei en dat ons ook so 'n getuie vir hom sal wees en dat ons ook 'n lig sal wees wat helder skyn in 'n donker wêreld. Nou, liewe vriende, ons gaan dan vanmôre stil staan by 'n baie bekende Psalm en dit is Psalm 23 en ons gaan ook dan net kyk na die eerste vers van hierdie Psalm en u is welkom om daar by die huis ook dan hierdie hele Psalm deur te lees en ek is seker dat u ook bekend is met hierdie Psalm en daar is baie wat ook hierdie Psalm al so ken dat hulle dit uit hulle kop uit kan sê en mag ons ook as kinders van die Here ook werklik vashou aan hierdie Psalm. So kom ons kyk dan wat sê Psalm 23 vers 1. Ek hou vir ons voor 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En vriende, ek wil dan fokus op hierdie woorde wat Dawid getuig en hy sê die Here is my herder, en so wil ek dan vanmôre by hierdie oggendoordenkings met die elkeen praat onder hierdie tema, Dawid het die Here persoonlik geken. Nou, liewe vriende, wat vir my so treffend is van hierdie gedeelte en van hierdie openingswoorde in Psalm 23, is dat Dawid kom in hierdie vers en hy kom getuig dat die Here sy herder is en hierdie selfde belydenis van Dawid vind ons ook daar in Psalm 16 vers 2, ek hou vir u voor Dawid getuig en hy sê, ek het tot die Here gesê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie. So, wat leer hierdie vir ons? U sien vriende, hierdie leer vir ons dat Dawid het nie net geweet van die Here nie, maar Dawid het die Here persoonlik geken en hy het in die voetspore van die Here gewandel. Dawid het as 'n jong skaapwagter, vriende, tot bekering gekom. U sien, Dawid het besef dat hy 'n verlore sondaar is en dat hy op pad is na ewige verdoemenis en dat hy hom nodig het om hom te bekeer van sy verkeerde weë en na die Here toe te draai. En dis presies wat Dawid gedoen het. Die oomblik toe die Here hom kom oortuig het van sy verlore toestand, het Dawid uitgeroep na die Here en hy het die Here aangeneem as sy persoonlike verlosser en saligmaker. En die woord getuig, vriende, dat Dawid ook dan nou so daardie persoonlike getuienis gehad het en hy getuig ook later van hoe die Here hom kom nuut maak het en hoe die Here ook so hom oorgebring het van die duisternis na die lig. Ek hou vir u voor Dawid getuig daarvan dan ook in Psalm 40 vers 3 tot 4. Ek hou vir ons voor. En hy het my die kuil van vernietiging uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. U sien, Dawid het 'n lied in sy hart gehad wat hy elke dag het hy dit gesing. Hoekom? Want die Here het vir hom daardie lied gegee, vriende. Die Here het toe hy Dawid se siel uit genade kom red het en Dawid daardie wonderlike verlossing in die Here gesmaak het, kon Dawid uit en uit getuig van hierdie wonderlike verhouding wat hy met die Here gehad het. Dawid het ook so, vriende, die stem van die herder geken. Dawid het gewandel in die Here se voetspore. Daar was ook 'n besonderse liefde in sy hart vir die Here en vir die Here se woord. En Dawid het ook so die Here vertrou. Hy het in die Here gerus. Hy het waar die Here hom gelei het, daar het hy gegaan. En hy het ook so geweet, maak nie saak wat nie, sy koning, sy verlosser is met hom. En hy het ook uitgesien, vriende, om elke môre wakker te word en elke aand het hy ook gaan slaap in die wete dat hierdie herder hou wag oor hom. En hy het in die môre het hy opgestaan en hy het geweet dat hierdie herder gaan die dag saam met hom deurgaan.
En daardeur het hy nie gevrees vir die dag van môre nie. Daardeur het hy nie gevrees selfs vir die dood nie, want hy het geweet dat die dood is slegs 'n fase waardeur die kind van God moet gaan, sodat hy by sy verlosser kan wees vir ewig en vir altyd. Ek hou vir u voor wat skrywe Dawid in Psalm 18 vers 2 tot 3. Hy sê, en hy het gesê, ek het u hartlik lief, Here my sterkte. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. En jy sien vriende, die Here was vir Dawid so kosbaar gewees, dat Dawid het hier die waarheid nie vir homself gehou nie, maar hy het selfs met sy familie en sy vriende en die volk, het hy dit meegedeel, dat hulle nodig het om hulle te bekeer, dat hulle nodig het om na hierdie verlosser toe te draai, sodat hy hulle siel uit genade uit kan red, dat hulle hom persoonlik kan leer ken, dat hulle met hom kan wandel, dat hulle pad met hom kan stap, en ons vind dit daar in 1 Kronieke 28 vers 9, toe Dawid ook so dan die koningskap, toe sy seun Salomo die koningskap by hom oorgevat het, het Dawid 'n woord met sy seun gepraat, en hy het vir sy seun hierdie woorde gesê. Dit was sy begeerte vir sy seun. En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel. Dit lees ons daar in 1 Kronieke 28 vers 9, vriende, en dit beskryf vir ons Dawid se hart, dat hy wou gehad het dat ander moes ook hierdie wonderlike herder leer ken. En liewe vriende, die vraag wat ek vanmôre vir julle elkeen wil vra, is, ken jy vanmôre die Here Jesus as jou persoonlike verlosser en saligmaker? Hoor gou mooi vanmôre, vriende, ek vra nie vir u, weet jy van die Here, of behoort jy aan 'n kerk, of is jy gedoop, of is jy voorgestel nie, maar ken jy vanmôre die Here Jesus persoonlik, omdat jy by die kruis van Golgotha uitgekom het, en die Here Jesus jou siel uit genade uitkom red het, en jou nuut kom maak het, en jou oorgebring het van die duisternis na die lig, en jou lewe vanmôre daarvan kan getuig. Ja, liewe luisteraar, ken jy vanmôre die stem van hierdie herder, omdat jy vanmôre aan hom behoort, omdat jy vanmôre met hom wandel, want u sien vriende, ons lewe in 'n tyd waar daar vandag van kansels af verkondig word, dat almal kinders van die Here is, dat almal hemel toe gaan, maar dit is nie waar nie, want jy sien die woord van die Here kom leer vir ons vriende, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word, dat ons almal van kleins af bekend staan as vyande van God, en die woord kom leer vir ons vriende, dat jy word slegs 'n kind van die Here die dag wanneer jy by die kruis uitgekom het, die dag wanneer jy jou bekeer het van jou verkeerde toestand, en jy besef dat jy's 'n verlore sondaar wat jouself nie kan red nie, en jy uitgeroep het na Christus, dat hy jou moet red, dat hy jou moet nuut maak, en jy oorgebring is van die duisternis na die lig, en jy kom ervaar het hoe die Here Jesus jou kom skoon was het, hoe die Here Jesus jou kom nuut maak het, en hoe jou lewe radikaal verander het. Want glo my vriende, as jy aan hierdie herder behoort, as jy by die kruis uitgekom het, dan sal jou lewe nooit weer dieselfde wees as voorheen nie, want Christus doen nie 'n halwe werk nie, maar hy doen 'n volkome werk. Jou hele lewe, vriende, verander radikaal as Christus jou kom nuut maak het. Daar's 'n liefde vir die Here, daar's 'n liefde vir sy woord, daar's 'n begeerte om daagliks in die voetspore van die Here Jesus te wandel, om te doen wat hy van jou vra. Jou gebed is om te gaan waar die Here jou lei, om die Here volkome te vertrou. En daar is ook daardie liefde vir medebroers en susters in die Here. Daar's 'n ywer om vir die Here te arbei. Daar's 'n begeerte om 'n verskil te maak, om vir die Here iets te beteken in hierdie wêreld, en jou begeerte is om die Here elke dag te verheerlik in en deur jou lewenswandel. Vriende, dit is hoe iemand lyk wat by die kruis uitgekom het. Sy lewe getuig van die lig van Christus Jesus. En ag my liewe broer en suster, ek wil vanmôre vir u vra, is dit waar in jou lewe vanmôre? Is daar vanmôre 'n getuienis? Is daar vanmôre 'n verandering wat plaasgevind het in jou hart? Is daar vanmôre ook daardie getuienis dat jy besig is om agter hierdie herder aan te stap? En as dit vanmôre so is, vriende, dank die Here dat hy jou siel uit genade kom red het. Dank die Here dat jy hierdie wonderlike voorreg het om hom elke dag beter te kan leer ken, om elke dag in sy leiding te kan rus, om elke dag te kan rus met die wete dat hy is in beheer van jou lewe, hy is die koning van jou hart, hy is die een
wat ook so vir jou die weg wys waarop jy moet gaan. Maar vriende, as jy nog nie vanmôre hierdie herder ken nie, is daar vanmôre vir jou geleentheid om jou saak met hom reg te maak. En wil jy nie vanmôre kom? Wil jy nie vanmôre uitroep na hom? Wil jy nie vanmôre jou bekeer van jou verkeerde weë en na Christus toe draai, sodat jou siel uit genade uit kan red? Mag ons hierdie woord bepeins en mag ons hierdie woord met ander deel. Mag die Here jy genade gee, mag jy 'n geseënde dag hê en groete en seën vir u elkeen.